So, dis goed om weer hier te wees vanmiddag om ons studietjie voor te sit. Ek wens ons het dit vir 'n lang tyd gehad waar ons bymekaar kon kom en julle weet, daar's iets daarvan wat ons het altyd iets soos hierdie gesê. Ons sou ons hande in die heuningfles kry. Julle weet wat die heuningfles is. Herinner my net aan hier 'n paar jaar gelede. Jy sien altyd dinge wanneer jy nie jou kamera het nie. Ek het visse vang bo in die berge, ver bo in die noorde van New Hampshire, soort van die tuiste van die klein rivierforel. En ek hou daarvan om hulle te vang. Ek het 'n klein tentjie gehad wat ek daar opgedra het. Dis omtrent 'n 2-dag stap tot ver bo in die hoë deel van die berge, groot tuiste van die witster takbok, net uit die diens gekom, net ontspan, probeer om my senuwees stil te kry. En so het ek die vorige dag stroom opgevang en daar's 'n groot mooi gat daarbo waar ek geweet het verskeie rivierforelle daarin gehad het en maar ek kon nie my vlieglyn heen en weer gooi nie as gevolg van die bosse. So daardie oggend het ek gedink ek sal soontoe gaan en 2 of 3 vang vir ontbyt en ek sal my handbeeltjie saamneem daardie takke afkap. En op die pad terug het ek my vis vir ontbyt gehad en op pad terug het ek 'n geraas gehoor. En ek het om 'n paar bosse gekom en gekyk en dit was 'n ou wyfiebeer en 2 kleintjies wat in my tent ingekom het. Daar was nie veel daarvan oor nie. Hulle dis nie wat hulle eet nie, dis net wat hulle breek net om te wees. Die stoofby daar waar ek 'n klein skaapwagter stoofie gehad het, hy sou daarop klim en net op en af spring om dit te hoor ratel, jy weet, dit net alles vertrap. En toe die ou ma beer my gewaar het sy weggehardloop en haar kleintjies geroep. Wel, een van hulle dadelik saam met haar gekom, maar die ander kereltjie het daar gesit. En ek het rondgekyk. Ek het 'n ou geroeste geweer gehad wat daar binne gelê het, maar .22 en ek het hierdie handbeil gehad. Maar ek wou nie enige weeskinders in die woude los nie, julle weet, as jy die ma moes doodmaak. En tog het ek geweet sy mag jou skraap, julle weet, as jy met daardie kleintjies rol. So my soort van in 'n moeilike plek plaas. So ek het een kant toe beweeg en ek het gewonder waarom beweeg daardie kereltjie nie? En hy wou nie beweeg nie en die ma het aangehou roep na hom en hy het net daar bly sit. Die kereltjie het sy rug na my toe gehad soos hierdie gesit. Ek was daar agter en ek het gedink, wel, waarin is hy so geïnteresseerd? So ek het na hierdie kant toe gekom na waar ek kon kyk en sien wat dit was. En ek hou van pannekoek, hoeveel hou van? Ek neem altyd vir my 'n klein emmertjie molasse saam. Julle weet, groot emmer, want ek was 'n baptis. Ek besprinkel hulle nie, ek doop hulle. Ek gooi dit baie dik oor, julle weet. En hierdie kereltjie het my emmer molasse uitgehaal. Hulle hou van soetgoed. Hy was oral vol molasse, ek nog nooit so 'n deurweking van molasse gesien nie. Hy het nie geweet hoe om hulle uit die emmer te kry nie, so hy sou sy pootjie insteek, dan lek so daardie, julle weet, lek. En ek het gesê, kom hy daar. En hy het omgedraai en gekyk, molasse in sy oë. Hy kon nie sy oë oopmaak, julle weet, om na my te kyk nie. En hy het uiteindelik sy oë oopgemaak, na my gekyk, net aanhou molasse eet. Ek het gedink, dit laat my dink aan 'n ou tydse Pinksterdiens. Hande in die molasse emmer net eet, nie molasse nie, maar heuning hierdie keer. Net heuning oral oor, julle weet. Net geen veroordeling, geen vrees, niks om voor bang te wees nie. God is daar. Wel, ons eet net heuning, hou net aan heuning eet. Ek het hom nie geplan nie, die vreemde ding nadat ek bedoel, wat sou jy die regte woord sê, broer Klibbenbaar as jy, dis 'n Kentucky uitdrukking, opgemop. Maar in elk geval, nadat hy al die molasse uit die emmer gekry het, het hy weggehaal na waar sy male was. Die ander kereltjie en die vreemde ding daarvan, hulle het hom oral afgelek, die heuning gekry wat hulle oorgehad het. Julle weet, wanneer ons in hierdie dienste kom, ek gaan julle rond en ander kant daarvan aflek, kan julle nie. Die ondervindings wat ons kry, dis reg. Net om in die heuning in te kom. O, dis wonderlik. Ek hou daarvan. Kry nooit genoeg daarvan nie. Nou, ons het gepraat oor Abraham, die geloof van Abraham, en nou vandag wil ek lees uit die 22ste hoofstuk, 14de vers, net vir 'n teks, om 'n teks te gee. Dan wil ek teruggaan na die 17de hoofstuk waar ons gister opgehou het, waar God aan Abraham verskyn het in die naam van Almagtige God. En nou gaan ons die skrifte hier lees.
And Abraham called the name of the place. En Abraham het die naam van die plek Jehovah Jireh genoem, dat dit gesê moet word op die berg van die Here tot vandag toe. Now, may he add his blessings to the reading of his word. Jehovah, Nou mag hy sy seëninge voeg by die lees van sy woord. Jehovah Jireh, nou Jehovah Jireh beteken, die Here sal vir homself 'n offer voorsien. Now God has them compound redemptive names. Nou God het daar die saamgestelde verlossingsname, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, die geneesheer en so voort, Jehovah ons panser, Jehovah ons skild en Jehovah ons vrede, en al daardie name is onafskeidbaar. That is the nature of Jehovah that he appears in. Dit is die natuur van Jehovah waarin hy verskyn, dis sy natuur. Jehovah Jireh, die Here sal vir homself 'n offer voorsien. Jehovah Rapha, die Here wat al jou siektes genees. Now, if he isn't Jehovah, Nou as hy nie meer Jehovah Rapha is nie, is hy ook nie meer Jehovah Jireh nie. En as hy nie Jehovah Jireh is nie, dan is daar geen offer vir jou nie en is jy in jou sondes. and if he is Jehovah, En as hy Jehovah Jireh is, die Here se voorsiende offerande, Jesus Christus, dan is hy ook Jehovah Rapha, die Here die geneeser. you cannot separate God. Jy kan nie God se natuur skei nie sien, sy saamgestelde verlossingsname. Now, last evening we kind of brushed back a little bit to get our place of standing. Nou gisteraand het ons soort van 'n bietjie teruggegaan om ons grondslag te kry. Ons het gevind dat Abraham net 'n gewone man was. And that God promised that through him and his En dat God dit beloof het deur hom en sy saad, dat hy alle nasies sou seën. Nou kan julle dit verstaan, sê amen. God met Abraham, called him by God het Abraham ontmoet, hom geroep deur uitverkiesing. En ons het uitgevind dat ons ook geroep is deur uitverkiesing. God het deur sy voorkennis alles vooruit geweet en ons naam is geplaas op die Lam se boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld. Nou daardie vraag is een keer vir my gevra toe ek 'n stelling soos daardie gemaak het. Wat is dan die nut van die verkondiging van die evangelie? Dis deel daarvan. Jesus het dit verduidelik toe hy gesê het, 'n visserman het afgegaan na die meer en 'n net ingegooi. En toe hulle baie gevang en dit ingetrek het, wel was party van hulle visse en party was allerlei soorte, spinnekoppe, water, skilpaaie, paddas, alles. Wel, dis die visserman daar, die ekse visserman. Hierdie is vissermanne. Hulle vang vis op elke hoek van die meer. Ek het gekom om my net in te gooi saam met hulle wat visvang op hierdie hoek. Ek trek in wat ook al die evangelie net gevang het, dit trek ek in. Party van hulle is visse, party van hulle is skilpaaie. Party van hulle is slange, party van hulle is paddas, party van hulle is krewe. Party is spinnekoppe. Laat ek 'n klein illustrasie gee voor jy jou kom kry. Steek die ou skilpad sy kop uit sy dop uit sê, ek het in elk geval nie van hierdie ou heiligheid gehou nie. Kruip, reguit terug na die modder sal hy gaan. Dis hoe hy dit sal doen. Tog het hy afgekom na die altaar, hy is gevang in die evangelie net. Hier's mevrou Spinnekop, sy sal rondkyk en sê, kan geen brugpartytjies hê nie, jy moet anders wees, anders aantrek, anders optree. Hop, weer reguit terug water toe. Sien, wat was dit? Sy was 'n spinnekop van die begin af, 'n skilpad van die begin af, en 'n vis van die begin af. Nou daar soveel visse in hierdie meer wat die liggaam van Christus gaan vorm. En dis waarom my dienste in Amerika nie so suksesvol is nie. Die liggaam is omtrent voltooi. Amerika is 'n gebrande gebied. Daar was Paul Robertson, Billy Graham, Jack Shulis, A.A. Allens, allerhande soorte nette heen en weer. Heen en weer getrek tot feitelik alles opgevang is. Hierdie geslag is ingesluit in Amerika. Kerk is perseel in afwagting vir die tyd van die koms van die Here sien. En ons het omtrent klaar. Dis die ander velde. Ek was daar 9 aande in Puerto Rico nou die dag, net voor ek hier na toe gekom het. In Puerto Rico, en hulle het 40,000 wedergebore mense geregistreer uit die diens van 9 aande. Wel, dit sou my 6 jaar neem om Amerika te fynkamp. En omtrent almal van hulle sou mense wees wat eers na die kerk toe gekom het in elk geval,
en afvallig geraak het. Ek glo dit was een of ander groot man, miskien T.L. Osborne of iemand, wat een keer gesê het dat niemand die reg het om die evangelie 2 keer te hoor, terwyl iemand dit nog nie 1 keer gehoor het nie. En dis reg. Maar julle sien, die Amerikaanse mense het die geld. Hulle het dit nie. Ek's arm man, ek het geen kapitaal nie en ek gaan aan. Ek het nog nooit in my hele lewe offerande opgeneem nie. Het nog nooit nie, net wat mense my vrywilliglik stuur, dan neem ek dit en maak dit bymekaar wat ek kan. En dan, sodra ek genoeg opgebou het, gaan ek reguit na die heidene toe en preek die evangelie daarmee, so dan sal ek moet antwoord vir julle tiende, die mense wat dit vir my gegee het. Dan meneer Roberts, broer Oral Roberts, ons weet almal 'n groot man, hy kon nie hier staan en hou. Ek dink sy uitgawes is omtrent 10,000 per dag en ek weet nie hoeveel andersin is nie. Ek het gehoor dat Billy Graham partymal op sy uitsending 25,000 per minuut beloop. Weet julle wat myne beloop? 150 per dag. Ek het gepraat met broer Morris, 'n ou vriend daar agter net 'n paar minute gelede. Hy het gesê, as jy ooit verbygaan, stop by my kerk, gesê, dis te klein vir 'n kerel soos jy, dit kan net 600 neem. Ek het gesê, ek het pas 'n herlewing afgesluit in 'n kerk van 20, sien? Ek hou dit min sodat ek kan gaan waar die Here my lei. Maak nie saak waar dit is nie, sien? Nou, ek kritiseer nie hierdie ander broers nie. Hulle televisies en alles, God gebruik hulle daarin. Julle sien, maar vir my, ek hou net daarvan om net broer Branham te wees, sien. Klein en dan waar die Here my ook al lei, kan ek gaan. Geld of nie geld nie, maak geen verskil nie, gaan in elk geval, sien. En as die Here wil hê ek moet oor see gaan voor jy ook kon kry, kom iets eislik groot op. Wel, waaroor gaan dit alles? En die Here sê, ek roep jou na Indië, roep jou hiernatoe of daartoe, gaan ek so vinnig as wat ek kan daarmee. En dis hoe ek wil lewe. Ek wil nooit groot wees nie, ek wil eerlik wees, net eerlik met mense, want ek moet hulle almal weer ontmoet in die oordeel. Nou, ons is geroep deur God. Niemand kan na my toe kom, tensy my Vader hom eers trek nie. Dan is dit nie die mens wat na God soek nie. Dis God wat na die mens soek. En dan is ons naam is op die boek, het die Bybel gesê. Vanaf die grondlegging van die wêreld, die Heilige Gees hier is besig om na hulle te soek, hulle in te bring. Nou, dan is die verbond nie net met Abraham gemaak nie, maar met sy saad na hom. Nou, nie sy sade nie. Want hy het omtrent 8 seuns gehad, maar 9 seuns saam met Isak. Want hy het Ismael gehad en toe dink ek hy 7 seuns by sy ander vrou gehad het, nadat Sara gesterf het. So julle sien, dit sou nie sy sade wees nie, maar aan sy saad, die een wat beloof is. Dit was Isak, die een waarmee ons te doen het, en van Isak het Christus gekom. Deur Christus het die evangelie na elke skepsel gekom. En ons is aangesien binne in Christus, is ons Abraham se saad, en is erfgename volgens die belofte wat hy vir Abraham gegee het. Elke belofte wat hy aan Abraham gemaak het, dit het hy gemaak aan sy saad na hom, en ons is die saad van Abraham deur Christus. Dan vind ons dat God hierdie verbond bevestig het en ons het gesien hoe hy dit gedoen het. Nie aan 'n groep mense nie, maar deur een man, deur die lewe van een man te neem. En hom doodgemaak het op Golgotha wat sy eie seun was, waarop ons net binne 'n oomblik sal ingaan. Hy het die lewe van hom geneem en dit vir die kerk gegee en die gees wat op hom was en die liggaam opgeneem na sy regterhand as 'n bloederige offerande voor hom. Hy sit daar om voorspraak te maak vir enigiets waarvoor Christus gesterf het. Hoe kon hy hom weier? Sy eie seun se bloed net daar as 'n gedenkteken waarvoor die prys van sonde en siekte betaal is, dis al. Sien, dis die duiwel wat jou probeer bang maak, jou wegbluf. En die mense is soveel hierteen geleer dat die Amerikaanse verstand so deurmekaar is. As julle die uitdrukking sal verskoon totdat hulle nie weet wat om te glo nie. Een sê een ding, een sê 'n ander. Dis die beste ding wat die duiwel ooit vir sy saak gedoen het. Die mense te verwar. Kom terug na die Bybel. As 'n engel na iemand toe kom en hy sê iets dergeliks wat nie in die skrifte geskryf is nie, moet julle dit nie glo nie, laat alles reg uit die skrifte kom. Reg, ons het alles in hierdie land, ons weet dit, ons is geen beoordelaars nie, maar dit moet uit die Bybel kom. Joseph Smith het 'n engel ontmoet, ek sou dit glad nie betwyfel nie, maar toe hy van die Bybel afgewyk het, dis toe dat ek dit verlaat het, sien net daar wanneer hy die Bybel verlaat. God sal nooit enigiets teenstrydig doen met wat hy al reeds geskryf het nie, hy moet by sy woord bly. Dis reg, dis waarom ek dit so glo, hy moet sy woord hou, sien, want hy is God, en hy sal sy woord hou en enige ware engel sal getuig dat dit die waarheid is.
In die Ou Testament het hulle 2 of 3 maniere gehad om te weet of 'n boodskap reg was of nie. Een daarvan was deur 'n profeet, die ander een was 'n droom. En dan hoe hulle dit sou laat bevestig het op die paal van die tempel, was daar wat genoem word Urim en Thummim. Daar word geglo dat dit die 9 stene was op die 10 stene in Aaron se borsplaat, en wanneer sien God het altyd bonatuurlik opgetree, want hy is bonatuurlik. En hoe kan mense hulle self Christene noem en nie glo in bonatuurlike nie? Hoe kan jy keer om wonderwerke te glo, want wel die enigste grond waarop jy sit is die woord van God. God het dit gespreek en dit het gematerialiseer. As dit nie is nie waar, het hy dit gekry, sien. Dis God se woord wat gemanifesteer is. Alles wat jy sien, is God se woord wat gemanifesteer is. Nou wanneer hulle by daardie tempel gekom het, 'n dromer 'n droom gedroom het, dit mag baie goed klink, of 'n profeet geprofeteer het, mag dit baie goed klink, maar hulle het hulle opgeneem na die Urim en Thummim. Dan het hulle hierdie droom of hierdie profesie vertel, en as daar die konglomerasie van ligte, al die 10 verskillende stene 'n konglomerasie van ligte gemaak het, soos 'n reënboog wat klits bonatuurlik wat wys dat God dit ontvang het, dan was die droom of profesie reg. As dit nie het nie, maak nie saak hoe werklik dit geklink het nie, het God dit geweier. Nou toe die Aaroniese priesterdom weg is daar met die Urim en Thummim weggedoen. Maar ons het 'n nuwe Urim en Thummim, dis God se Bybel. As 'n dromer 'n droom of 'n profeet profeteer, dis nie volgens God se woord nie, vergeet dit, God is nie daarin nie. Maar as God dit terugbring en dit bewys deur sy woord, dan is dit God se gesproke woord wat bevestig dat wat hy gesê het die waarheid is. Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Ek weet ek het baptiste vriende hier, maar nie lank gelede nie was daar 'n goeie baptiste broer, baie goeie broer, ware Christene. Hy het gesê, "Broer Billy, ek wil jou iets vertel." Hy het gesê of vir jou iets vra liewer. Hy het gesê, "Hoe kry jy hierdie doop van die Heilige Gees?" Ek het gesê, "Dis 'n belofte van God." Hy het gesê, "Dink jy nie dit was net vir die disippels alleen nie?" Ek het gesê, "Nee meneer, nee, Paulus het nog steeds gespreek, hulle reguit geordineer, disippels na disippels, die huis van Cornelius die heel pad deur." En hy het gesê, "Wel, hoe kry jy dit? Glo jy kry dit soos die Pinkster gesê het?" Ek het gesê, "Jy kry dit deur 'n belofte van God." En hy het gesê, "Wel, ons het die Heilige Gees ontvang toe ons geglo het." Ek het gesê, "Paulus het van jou verskil in Handelinge 19 toe hy 'n klomp baptiste ontmoet het en hy gesê het julle die Heilige Gees ontvang nadat julle geglo het?" Nadat julle geglo. En dit weer lê daardie. Ek het gesê, "Sien, die eerste baptiste is daar afgesny." Ek het gesê, "Moenie afgesny word op dieselfde plek nie." Nou sien, het julle die Heilige Gees ontvang nadat julle geglo. Daardie mense het selfs goeie verlossing gehad. Hulle het geskree, hulle het groot diens daarbo gehou met Apollos, daardie baptiste prediker, bekeerde advokaat. Hy het met die woord bewys dat Jesus die Christus was en het gejuig en groot tye en groot vreugde onder hulle gehad. En Paulus het gesê, "Maar het julle die Heilige Gees ontvang nadat julle geglo het?" Toe het die prediker vir my gesê, "Broer Branham, Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Wat meer kan 'n mens doen as om God te glo?" Ek het gesê, "Dis al wat hy kan doen." Ek het gesê, "Dan wanneer ek God glo en hom aanvaar, dink jy nie dit word my tot geregtigheid gereken nie?" Ek het gesê, "Dis waar, Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, dis reg. Maar God het hom die seël van besnydenis gegee as die bevestiging van sy geloof. En as jy nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, het God jou nog nooit besny en jou bevestiging van jou geloof gegee nie. Jy glo op 'n swak manier, maar wanneer jy regtig jou hele self opgee, vul God jou met die Heilige Gees as 'n bevestiging dat jy hom regtig glo." Ek het gesê, "Glo die evangelie en God sal jou vul met die Heilige Gees." En dis waar, sekerlik. Dan kan jy verstaan, want die Heilige Gees is binne in jou. Elke keer wat die Bybel gesê het, Jesus Christus dieselfde gister, vandag tot in ewigheid, sal 'n goeie intellektuele persoon wat gewild wil wees sê, "Nee, Jesus Christus is 'n groot geneeser, gaan die hele wêreld in vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg." Die ongelowige sal sy kop skud, maar as die Heilige Gees in jou is, sal hy sê, "Amen, amen." Dit sal elke keer met die woord ooreenstem. Die Gees en woord moet ooreenstem. En dan is dit waarom die kinders van God daardie dinge glo, omdat hulle God se woord is. En dis God in hulle wat sy eie woord bevestig. Amen. Nou, as julle dit kan ontvang, dis nie afgeroomde melk nie, dit sal julle help. Vitamine, sal geestelike vitamine in julle insit.
Let op, ons vind daar aan Abraham het gesê, nou ek se ou man, 100 jaar oud en Sarah is 90. Wat gaan ek doen? God het gesê, ek is die El Shaddai, ek is die boesem, ek is die God met borste, kom jy net, leun op my en drink jou krag terug. Hoe gaan ek dit doen? Deur sy woord te neem. Dan vind ons daarna dat Lot in Sodom vernietig sal word. En Abraham, julle weet, dis soort van vreemd. Maar partymal het diegene wat regtig probeer om reg te lewe, die rofste lewens. Dis hoekom ek nie kan verstaan dat Christene alles spoggerig en blink gepoets wil hê nie. Ek so siek en sat vir 'n klomp Hollywood evangelisasie. Ek hou van 'n oudtydse godsgestuurde herlewing wat regtig skoon maak. 'n kereltjie wat rondloop en julle weet wat ek bedoel. Ek hou van regte oudtydse godgestuurde Heilige Gees ongekunstelde, sonder dodende godsdienstberigtige man skoonmaak 'n ander persoon van hom maak. Nou dit klink baie rof, maar dit sal jou red. Dit maak jou nie afgewit nie. Dit was jou bid. So dis 'n groot verskil om enigiets af te wit, bedek jy dit net. Nou, maar hier is wat ons nodig het, is 'n goeie deeglike reiniging, al die pad van die preekstoel tot by die opsigter se plek, deur die kerk van die lewende God. Ons het te veel televisie, te veel programme, te veel spoggerige goed gesien, moet wegkom daarvan as ons ooit by God uitkom. Julle weet, dis die natuur van Satan. Ek ver van my teks af, maar my onderwerp, maar in die tuin, kyk, toe die twee kinders daar was, beide Kain en Abel, wat guns by God probeer vind het, albei daardie seuns het 'n altaar gebou, albei van hulle het 'n offerande gemaak, albei het aanbid. As kerk toe gaan, aan die kerk behoort godsdienstig wees, offer bring, gebed. As dit alles wat God vereis, sou hy onregverdig wees om Kain te veroordeel, reg. Maar julle sien, Kain het dit alles mooi gehad met die lelies van die veld en alles oral oor sy altaar. Dit hoef nie lelies op die altaar te hê nie. Dis siele op die altaar wat God wil hê sien. En Abel het nie te veel mooi goed gehad nie. Julle sien, Kain het gekom van sy syne, deur wie hy geïnspireer is, sy papa Satan. Wat ons weet, hy was geïnspireer is Satan, hy was die eerste moordenaar, die eerste leenaar, hy het sy broer doodgemaak, 'n presiese voorloper van Judas Iskariot. Soos Judas vir Jesus doodgemaak het by die kruis, het Kain vir Abel doodgemaak by die kruis, die offer. Perfek. Party mense sien 'n 3 kruis op Golgotha, daar was 4. Daar was een, die seun van God wat uit die hemel gekom het, teruggekeer het na die hemel, die berouvolle sonder saam met hom geneem het. Daar was Judas Iskariot, die seun van die bederf wat uit die hel gekom het, wat saam met hom teruggekeer het, 'n onbekeerde sonder saam met hom geneem het. En Judas het aan 'n boom gehang en Jesus was aan 'n boom. Vervloek is hy wat aan 'n boom hang, reg sien? So al hierdie mooi en skoonheid goed hier, dit kom van die duiwel af. Dis presies reg. Satan wou 'n glansryker koninkryk hê as Michal. En dis waarom hy sy koninkryk in Noorde opgerig en so voort. Sien, jy moet wegkom daarvan. Amerika is verstrengel in daardie soort goed. Sien, moenie daarna kyk nie. Maar Abel het gekom met 'n klein touwtjie, miskien 'n vingerlood. Ek reken nie hulle het enige hennep gehad in daardie dae nie, om die nek van 'n lammetjie gedraai en hom op 'n altaar neergelê en sy kopie agteroor getrek. En 'n klip gevat, ek reken nie hulle het enige messe gehad nie en sy klein nekke gekap soos daar in die bloed wat vlieg. En hy wat bleier en huil in die bloed oral oor hom soos daardie, maar God het gesê, dis reg. Dis reg. Waarvan het dit gespreek, die lam van God wat daar hang en die bloederige lokke wat om sy skouer hang, wat in ander tale praat terwyl hy sterwend was. My God, waarom het U my verlaat? Dis waarvan dit gepraat het in geregtigheid, sê daardie gees van openbaring. En die Bybel het gesê in die laaste dae sou hulle roekeloos verwant, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, verraaiers, kwaadsprekers, onversoenlik en sonder liefde vir die goeie weet. Jy sê dis kommunis. Dis sogenaamde Christendom. Kyk volgende vers, wat 'n gedagte van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Keer jou van hierdie mense af, want dit is die soort wat in aller soorte verenigings en dinge van die kerk ingaan. Wat arme vroue labelaai met sonde, weglê met allerhande begeerlikhede, nooit in staat om tot die kennis van die waarheid te kom nie. Daar het hulle dit, maar soos Johannes en Jambres vir Moses teengestaan het, so weerstaan hulle die waarheid. Sien daar? Maar hulle dwaasheid sal gemanifesteer word in die uur het gekom wanneer die vyand inkom soos 'n vloed. En die Heilige Gees is besig om 'n standaard daarteen op te rig om sy mense te roep tot geregtigheid en tot heiligheid en terug na die Bybel.
Amen. Now, Abraham then one day Nou Abraham wat eendag in sy tent gestaan het, Sara was daar buite in die tent saam met hom. Al die uitverkorenes in die tent. Lot was onder in Sodom wat in die poort gesit het. Eendag het Abraham gekyk en hier het 3 manne aangekom. En daar was iets omtrent Abraham wat hy geweet het dat daardie mans was net 'n bietjie anders as gewone mans. Daar's op een of ander manier. Julle weet 'n messelaar ken 'n messelaar wanneer hy met hom praat en verskillende losies ken deur verskillende tekens. Die Christen weet ook, daar's net iets daaraan wanneer jy met 'n man praat en jy voel daar is sagte soet gees, jy weet hy's jou broer, daar's net iets aan hom. En Abraham het miskien gesê, "Goeienaand meneer, kom hier en vertoep net 'n rukkie by my. Ek sal 'n bietjie water gaan haal en julle voete was. Kyk na daardie nederigheid, julle voete was. Ek sal vir julle 'n stukkie brood kry en dan gaan julle op julle pad en juig, want dit sal julle help." Het gesê, "Gaan doen soos jy gesê het." Gaan soontoe en laat hulle almal sit onder die koelteboom en in die groot eikeboom, julle weet. Eike en skaduwee is baie moeilik om daardie land te vind. Nou hulle klere was vol stop, reisigers en sweet wat teen hulle gesig afloop. Abraham het gegaan om die water te kry. Toe hy het, was Sara in die tent. Vrou het nie gemaak soos hulle deesdae maak nie. Hulle het soort van agtergebly. Nou moet hulle reg voor hulle man kom en bly jy stil, ek sal jou sê wat om te doen, jy sien. So dit was toe anders. So hulle het nie Hollywood gesien. So toe vind ons uit dat Abraham in die tent ingeslyp het en hy het gesê, "Berei voor, Sara kry nou 'n bietjie meel en berei dit voor, maak sommer gou 'n paar broodkoeke hier buite op die vuur." Hy het uitgehard en trop en rondgevoel totdat hy 'n klein vet kalfie gekry het en hy het dit geslag. Hy het gesê, "Braai hierdie lamchops, ek bedoel, hierdie kalfchops sommer gou en berei jy hulle voor." En hy het uitgegaan en die brood en alles vir hulle gebring en gaan sit. Ek veronderstel hy het oorgestap, die ou vleebos gekry. Julle weet, die vlee begin wegwaan. Hoeveel weet wat 'n vleebos is? Ek seker daar's Kentucky hier iewers. Ons het nooit 'n sip deur gehad tot net onlangs nie. Ou vleebos, julle weet, wanneer hulle om die tafel was. Op Sondag wanneer hulle gekom het, iemand huis toe gekom het vir middagete, het ek en my broer aan elke kant van die tafel gestaan op 'n stoel met ou vleebos heen en weer gegaan soos hierdie. Ons koerant het opgeraak. Ons moes vir 'n tak van die akkerneetboom daar buite kry, julle weet. En nou is deur in die vlee wegjaag en binne maar gekarring het en julle weet hoe dit gaan. En Abraham het daar gestaan het met die vleebos en gesê, "Wel, ek reken julle is op reis, broers." Nou, ons het gereis. Ek sien, lyk asof julle dalk van 'n vreemde land af gekom het. Julle is vreemdelinge hier, ons het julle nog nooit hier rond gesien nie. Ja, ek reken ons is sien. Wat was hulle? Dit was God self en 2 engele. God self en 2 engele in menslike vorm. Soos ek dikwels gesê het, iemand het gesê, "Jy bedoel nie, jy glo dit nie, Bill." Ja, ek glo dit. Ek doen dit beslis. God, hy. Ja, hoe word ons uitgemaak? 16 elemente van die aarde, kosmiese lig en petroleum en kalium en kalsium. God het net uitgestrek en vir hom 'n handvol van elkeen gekry. Reg daarin ingestap. Sê, "Kom hier, Gabriel. Kom hier in, Michael. Ons gaan af en kyk wat aangaan in Sodom. Was 'n klomp gebede wat hier opgekom het. Ek wil sien wat aangaan." En hy het daar uitbeweeg. Hy was beslis God. Moenie dat dit julle laat struikel nie, want Abraham het hom Here Elohim Almagtige God genoem. Ja, meneer. Abraham behoort te weet, hy het van aangesig tot aangesig met hom gepraat. Toe hy daar gesit en hierdie kerel het sy rug gedraai gehad na die tent. Hy was nog nooit daar nie, nog nooit gesien nie. Net 'n totale vreemdeling. En nadat hy klaar geëet het wel, was Abraham gereed om hom 'n bietjie te ondervra. "Waarin gaan jy? Wat is u besig?" So hy die vlee weggewaai het, julle weet, en 'n rukkie gewag het, julle weet. Toe, voor hy jou kom kry, het een van hulle gesê, sy rug na die tent gaan. Hy het gesê, "Waar is Sara, jou vrou?" Sê, hoe het hy geweet hy was getroud en hoe het hy geweet sy vrou se naam was Sara? Nou kyk, hy praat met die uitverkore kerk. Die volmere kerk was nog onder in Sodom, maar die uitverkore kerk was buite Sodom. So is elke wedergebore Christen buite Sodom. Die uur is op hande. Ons sien verwoesting wat oral hang. Nou, hierdie engel het nie afgegaan in Sodom nie. Sodom sou nie daardie boodskap geglo het nie. Maar hy het gepraat met hierbo wat die bo natuurlike geglo het. Abraham het sy groet buite die vuur.
sou nie in die verwoesting ingaan nie. Ons kan nie in die oordeel ingaan nie. As ons dit doen, sal God onregverdig wees om dit te doen. Want Christus het ons oordeel verduur. Ons het geen oordeel nie. Hy het ons oordeel geneem, sien, ons is vry van oordeel. Hy sal nie in die veroordeling of die oordeel kom, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe, korrek. Johannes 5:24. Dink daaraan soos 'n handvol in tweede sien eiers sien. Johannes 5:24. Hy wat my woorde hoor en glo, nie voorgee glo nie, maar glo. Aan hom wat my gestuur het teenwoordige tyd ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Dis sy eie woord, dit moet so wees. Let op nou wat gebeur, daar's die engele en hulle staan daar, God en twee engele, en hy het gesê, waar is jou vrou Sarah? Abraham het gesê, sy is in die tent. Nou let op die skrifte, sodat julle nou seker sal wees. Nou, die skrifte skryf nie sodat die wyses dit kan verstaan nie. Die skrif is geskryf, jy moet tussen die lyne lees om die skrif te ken. Nou onthou, Jesus het die Vader gedank omdat hy dit so geskryf het. En hy dit verberg het vir die oë van die wyses en verstandiges en dit geopenbaar het aan die kindertjies wat beleer sien. Soos my vrou, ons is so verlief dat my vrou vir my 'n brief skryf, ek is oor see, ek kry dit en sê het gesê, liewe Billy, hier sit ek vanaand saam met die kinders, ek dink baie aan jou, ek so en so, en sy praat verder, nou dis wat sy sê, maar omdat ek haar so lief het, ken ek haar geaardheid, ek weet, ek kan tussen daardie lyne lees, en weet net wat sy bedoel. Nou, wanneer jy so verlief is op God, kan jy sy woord tussen die lyne lees en die liefdesgees, die Heilige Gees sal dit vir jou uitles sien. Nou hou dit in gedagte sien. Nou vind ons uit dat Abraham gesê het, sy is in die tent, en die Bybel het dit nou uitgewys, dat die man sy rug en na die tent toe gehad het, en sy was binne in die tent agter hom. En hy het al hierdie vrae gevra, en Abraham het gesê, sy's in die tent agter u. En hy het gesê, nou Abraham, ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe, julle verstaan wat ek bedoel, die 28 dae, en jy gaan hierdie kind bring wat ek jou beloof het, waarop jy gewag het. Ek het vir jou gesê, ek is El Shaddai, en jy het reg by die belofte gebly, en nou gaan ek hierdie belofte aan jou bevestig. God doen dit altyd en gesê, jy gaan hierdie baba kry, net soos dit beloof is. En Sarah het in die binneste, nie hardop nie, maar die Bybel het gesê in haar binneste gesê, ek wat 'n vrou is, hier 100 jaar oud en gaan wel is hê met my Heer Abraham, sy het hom liefgehad. Nou julle vroue behoort julle man so lief te hê, en die Bybel het so gesê, dis reg. Soveel so, dat sy hom haar Heer genoem het, dit was klein H, dubbel ER, nou, en toe hulle, sy het dit gedoen. As jy dit doen sien, as julle man so lief sal hê, en jy sal jou vrou eer en lief hê, sal die skeihowe ophou bestaan. Dis hoe hulle behoort te maak, want wat God saamgevoeg het, laat niemand skei nie. Ons vind dat sy soort van in haar binneste geglimlag het. En daardie engel met sy rug gedraai na die tent het gesê, waarom het Sarah gelag? Sien julle daardie teken? Ek kan my voorstel, Abraham sê, ja, 'n vreemdeling het haar naam genoem, geweet ek is getroud en geweet sy het agtergelag. Ek veronderstel dat dit 'n verskil gemaak. Onthou, dit was net 'n paar uur voor Sodom verbrand is. En daar dieselfde ding gebeur het net omtrent 2,5 jaar voor Israel verwerp is. En die ander, die Samaritane waarvan ons baie praat, daardie teken is die laaste teken vir die kerk. Nou Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Sodom, nou onthou 2 predikers, 'n moderne Billy Graham en iemand anders, ons sou sê enige groot evangelis, Oral Roberts of sommige van hulle, het afgegaan in Sodom en gepreek. Nou hulle was groot predikers, want hulle het 'n teken daaronder gedoen, 'n wonderwerk, maar nie daardie teken sien. Afgegaan in Sodom, hulle het 'n waarskuwingsboodskap gepreek, dat hulle beter daar uitgaan, want God gaan dit vernietig. Wie doen enige beter werk daarmee vandag as Billy Graham en daardie groep? Ek respekteer vir Billy Graham, 'n groot man van God, hy het sy bediening. Ek kan iemand sê, wel, hy glo nie in goddelike genesing nie.
Kyk, God bestuur hierdie besigheid, dit is nie ons nie. God weet as Billy Graham goddelike genesing sou aanvaar, sou daardie kerk hom so vinnig uitskop. En God hom daar vir daardie doel, sodat almal skuldig sal wees voor God. Want julle het al reeds daarvan gehoor, sien, Billy doen 'n wonderlike werk, in plaas van hom te praat, bid vir die man dat God sal aanhou om hom te gebruik. Ek hou van hom. Kyk daar oor in Australië, daardie goddelose plek toe hulle hom probeer uitjaag het, en hom uitgejou het gesê om terug te gaan na Amerika, ons wil jou nie meer hê nie, en ons wil Oral Roberts en die res van hulle hê, plakkaat in die straat opgesit, het dit hom gestop. Is nie van die weghold soort nie, hy het 'n opdrag van God gehad, hy het net daar gebly in swart, reg rondom sy oog so daar en amper in 'n beroerte en siek en alles, maar hy het net daarby gebly, totdat God die doel bereik het waarvoor hy soontoe gegaan het. Jy moet 'n man soos daardie bewonder, ja inderdaad, sekerlik. Magtige evangeliste het afgegaan in Sodom en hulle die evangelie verkondig. En net 'n paar het uitgekom, Lot en sy vrou en sy 2 van sy kinders het uitgekom. Kyk na daardie laaste teken wat hy gegee het, nou onmiddellik na die verwoesting. Ons maak nou gou, ons het net 15 minute, ek wil hierdie deel reg in julle inbring. Nou kyk, dit was die laaste teken wat vir Sodom gegee is. En Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Nou let op, toe onmiddellik daarna het Abraham, het iets met hom en Sarah gebeur. Nou ek weet julle gaan hier van verskil op party van julle, maar ek wil dit stop voor julle verskil kry. Ek wil julle moet besef dat die Bybel gesê het dat hulle albei bejaard was. Nou Abraham, laat ons net 'n prentjie skets. Nou die Bybel het gesê hulle was ver op hulle dae, nie op hulle dae nie, maar ver op hulle dae in ouderdom. Oud. Abraham is oud, hy is 100 jaar oud, baard wat aanvang van hierdie kant, hy is waarskynlik bles, hoe op sy kop en die wangbaarde wat afhang, 'n kierie in sy hand soos daardie en Sarah, oumakie met 'n klein kappie op haar kop soos daar in die grys hare krom en 'n klein Charlie wat rondgaan soos hierdie oumakie en tog gaan hulle baba kry. Hoe belaglik sou dit lyk, maar sien, God hou daarvan om daardie dinge te doen, net so dat hy daardie klomp daar buite kan verwar, wat dink hulle weet dit alles sien, hy doen dit so. Nou God het iets gedoen, nou ek sal weer tussen die lyne moet kom met julle, so dink julle net daaraan, weet julle wat God gedoen het? Wat hy vir Abraham Sarah gedoen het, sal hy van toe af vir Abraham se saad doen. Hy het net toegewys wat hy vir ons gaan doen. Let op wat hy gedoen het. Nou elke man en vrou sal moet sê dat God 'n wonderwerk moes gedoen het. Maar hy het saam met Sarah gewoon vandat sy 'n meisie was, dit was sy halfsuster. En hy het saam met haar gewoon waarskynlik vandat sy 'n jong pragtige vrou van omtrent 18 jaar oud was. Miskien het hy met haar getrou. Hy was 10 jaar ouer as wat sy was en miskien het hy met haar getrou op omtrent 16 of 18 jaar oud en saam met haar geleef as 'n man en nou is sy 40 jaar oor menopouse oud. Ons weet dat God 'n wonderwerk moes doen om haar vrugbaar te maak in die eerste plek omdat hy gesê het dat haar skoot so goed soos dood was en Abraham se liggaam so goed soos dood was, maar hy het dit nie in ag geneem nie, hy het dit nie oorweeg nie. Wel, waarom oorweeg jy dan jou hartprobleem? Waarom oorweeg jy die ander siekte? As God die belofte gemaak het, hou God die belofte, moet dit glad nie oorweeg nie. Sê wel, my arms is niks beter as wat dit gister was nie. Moet dit glad nie eers oorweeg nie. God het die belofte gemaak om jou te genees. Kyk net enige oomblik dat dit gaan reguit kom. Ja, meneer. Ek het dit soveel keer gesien gebeur. Ek wil 'n oomblik hier stop as ek 5 minute oor tyd gaan. Ek het net 'n paar vroue het ingekom in die diens en hulle was op die platform die Here het vir een gesê het 'n groot vergroeisel op haar nek gehad. En haar vertel wie sy was en alles daarvan gesê, so spreek die Here, jy's genees. Sy het van die platform afgegaan, gesê sy glo dit. Volgende een het gekom, sê het 'n ernstige maagprobleem gehad, gesê, so spreek die Here, het jou genees, gaan op jou pad met blydskap. Wel, die vrou met die maagprobleem het uitgegaan, sê het gedink, ek sal regtig vir my iets kry om te eet, want ek is omtrent uitgehonger, sê het maagseer gehad, sy sou probeer eet, sy sou opgooi. Dag na dag het verbygegaan totdat haar familie gesê het, jy bring 'n skande oor die saak van Christus. Nee, sy het nie gesê, jy sê God het jou genees terwyl jy nie genees is. Sy het gesê, ek getuig wat God vir my gesê en bevestig het. Dis reg.
What is your testimony? What do you do when Wat is jou getuienis? Wat doen jy wanneer jy getuienis gee? Wat doen jy wanneer jy getuig? Jy sê dieselfde ding. Jy sê soos as jy in die hofpassing gesê het, ek het sekere ding gesien. Jy moet dit op dieselfde manier vertel. Wanneer ek sê ek is genees, bedoel ek getuig presies wat God gesê het. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Jy lieg nie. En toe het sy daarmee volgehou. En een oggend het sy gesê, omtrent 6 weke daarna, wel hulle het haar almal bespot in die buurt amper. En almal by die kerk. Hulle het gesê, jy beter dit vergeet, skat, want jy maak 'n skande. Dis die duiwel wat praat, is beslis. As jy dit glo, hou daaraan vas. As jy dit nie glo nie, moet niks daarvan sê nie. Maar as jy dit glo, kan niks dit uit jou uithaal nie, want jy glo dit het al reeds ingesink, dit het 'n boom geword, 'n lewe vir jou. Toe gesê, een oggend het die man werk toe gegaan, die kinders het werk toe gegaan, en sy het gestaan in die skottel gewas gehuil, gesê, en iets het gebeur, en sy het soort van 'n baie koel gevoel gekry wat oor haar gegaan het. Sy het baie honger geword. So sy het 'n happie van die havermout in een van die kinders se borde geneem, gesê, sy het gedink, ek sal dit binne 'n paar minute opgooi, maar ek is so honger, ek kan dit nie help nie. Dit het daar nie geplan nie, sy was nog altyd honger. Voor hy kom kry het sy die hele bak vol geëet. Het haar nie geplan nie, 'n paar minute gedink, wel dis so lekker, ek dink ek sal net vir my 'n eier bak. So toe sy die eier gaan bak het, sy het 2 gebak vir haar, 'n bietjie gesmeerde roosterbrood gekry en 'n koppie koffie, en sy het 'n gastronomiese jubelfees gehad. Sy het net gaan sit en regtig geëet, en toe sy al die kos opgeëet het, het sy so goed gevoel. Was net omtrent 'n halfuur, sy het gesê. Wag, ek glo iets het gebeur. Sy het omtrent 'n halfuur gewag, sy het goed gevoel. Sy het gesê, ek glo ek skal soontoe hardloop vir my buurvrou vertel van wat gebeur het. Sy het soontoe gegaan en sy het al die uitroepe gehoor en rumoer wat sy ooit gehoor het, gesê dit was omtrent 9:00 daardie oggend en geskree. En sy het ingehaal gedink iets het gebeur en sy het gesê, o skat, jy behoort te weet, ek het net 'n bietjie havermout geëet en 'n stukkie brood geëet en ek het geëet. Ek het eers geëet, ek het net 'n wonderlike tyd gehad, my maag is glad nie seer nie. En sê, skat, jy weet nie die helfte daarvan nie. Sy het gesê, ek het vanmôre opgestaan, ek het elke laken geskit en alles. Daardie knop is van my nek af, ek het nêrens 'n kolletjie daarvan nie. Daardie, wat was dit? Sien, die engel van die Here het dit uitgespreek. Hy het deur die buurt gegaan, bevestig wat hy beloof het. Partymal antwoord God nie dadelik nie. Daniel het gebid in 21 dae, dink ek, is die engel vertraag voor dit by hom uitgekom het. Die prins van die Mede-Perse of iets daar buite, die Sirus het hom vertraag, totdat hy kon klaarmaak met sy Daniel se gebed. So wanneer hy enigiets glo, het sy tome niks daarmee te doen nie. So toe Sarah en Abraham, nou vind ons uit dat God haar skoot vrugbaar moes maak. En hy moes iets aan Abraham doen om lewe te bring na sy dooie liggaam op die manier om kinders te bring. So dan as hy dit in Sarah gedoen het, dan het hy nog 'n ding wat hy moet doen. Hulle het nie hierdie sigaret rokende moeders gehad en daardie Dani wat hulle bottel moes grootmaak en babas op bottel nie. Hulle het hulle nie gehad nie. So hulle die babas op natuurlike manier grootgemaak in die bors. Nou, as hy dit gedoen het, moes hy melk aan in haar borste maak vir die melk, want die baba sou geen manier hê om melk te drink nie. Wel, as hy dit doen, sy is 'n vrou van 100 jaar oud, sy is te oud om in kraam te gaan met daardie baba. Hy moes haar hart versterk. Nou, God lap niks nie. Hy het net 'n nuwe vrou gemaak. Nou kyk julle net en kyk of hy nie het nie. Abraham het die volgende oggend gesê, hy het opgekyk en hy het gesê, Sarah, skat, jou oë word weer swart, jou hare, die grys daarin gaan weg. Abraham, skat, daardie verkromming wat in die skouer was, jy kom regop, wat was dit? Hy het hulle terug verander in 'n jong man en 'n jong vrou, soos hy met al die kinders van Abraham gaan doen, die saad van Abraham by sy koms. Al die ouderdom en alles, elke stukkie sonde sal weggeneem word. Wanneer ons opstaan, sal ons nie meer oud wees nie. Al die ou dinge sal heeltemal vergaan en ons sal as nuwe skepsels uitkom by. Ek het 'n dokter 'n tyd gelede gevra, sê my, hoe kom my liggaam uit die aarde? Hy het gesê, die kos wat jy eet verander in bloedselle bou die liggaam. Ek het gesê, ek wil jou iets vra. Ek eet dieselfde kos wat ek geëet het toe ek 16 jaar oud was. Elke keer wat ek eet, het ek sterker en groter geword. En ek eet dieselfde soort kort brood, aardappels, vleis en so voort. En hoe meer ek eet, hoe ouer en meer verkrompen raak ek. As ek water uit die houer in 'n glas gooi en dit raak net vol en dan wanneer ek by half vol kom, hoe meer ek gooi, hoe vinniger raak dit minder, sê my wetenskaplike.
Jy kan dit nie doen nie, daar's geen antwoord nie. God se Bybel het die antwoord, dis 'n afspraak. God het jou net op 22 jaar oud gekry, presies waar jy op jou beste was. Hy het gesê, daar het jy dit, kom aan dood, maar jy kan hom nie vat totdat ek jou dit laat doen nie. Dis reg. Wanneer ons opstaan, dan is ons op ons beste sien, dis God se prentjie. Ons groei met kos. Wel nou, as dit aangegaan het volgens die wetenskap, so ons aan om groter, sterker te raak, so daar sou geen einde daaraan wees nie, maar sien, daar is 'n einde, want God het dit beperk tot 'n man en 'n vrou. God is nie 'n God, hy is ook nie seers en roubak, harmonieus nie. God is 'n God van verskeidenheid. Hy maak groot berge en klein bergies, groot bome en klein boontjies en hy maak woestyne en maak berge, hy maak oseane en hy is God van verskeidenheid. As jy rooikop hier was, sal jy rooikop opstaan. As jy swartkop was, sal jy swartkop opkom. As jy 'n saad in die grond sit van 'n rooiblom, sal dit rooiblom voortbring. En die hele Christendom is nie gebaseer op reïnkarnasie nie, maar dit is gebaseer op opstanding. Selfde een wat afgegaan het, kom weer terug. Halleluja! Amen! Ai, om daardie brief op die vloer te laat val en hierdie in sy plek te neem, dis vervange. Opstanding is om dieselfde een op te bring. Daardie selfde Jesus wat afgegaan het, het weer opgekom. Halleluja! Ek het nou die dag hierdie 2 of 3 jarige kamp wat ek oor het, my vrou het vir my gesê, Billy, jy's amper 'n bleskop, skat. Ek het gesê, maar ek nie een van hulle verloor nie. Ek het gesê, goed, sê vir my waar hulle is. Ek het gesê, sê vir my waar hulle was voor ek hulle gekry het. Hulle was iewers een op ander stof. Dan was hulle, en waar hulle ook al was voor ek hulle gekry het, hulle wag daar vir my om na hulle toe te kom. Halleluja! Sekerlik is dit, hoekom ek se seun van Abraham deur in Christus te wees. Amen, sekerlik. Ek sal weer opgewek word. Daardie klein William Brennan wat altyd fris en sterk was in 'n boksgreed gestaan het, 15 professionele gevegte gewen. Gedink ek was 'n groot kerel, maar hy dood het my afgebreek. Julle sien, God het my afgebring. Maar eendag sal ek daardie selfde kerel terugkom. Waarvan is ek gemaak? Petroleum, kalium, kalsium, my liggaam het op die aarde gelê voordat daar enigiets ooit op die aarde was toe die Heilige Gees voor God uitgegaan het oor die aarde te broei, soos 'n broei beteken om te koer soos 'n duif of 'n moederhen. Toe daar niks behalwe vulkaniese uitbarstings was nie, toe God hierdie ou ster om die son beweeg het en kalium en kalsium gemaak het, was hy soos 'n groot kontrakteur wat die hout uitgelê het om 'n huis te bou. Julle, ons was toe hier, ons liggame was op die aarde net toe. Halleluja! Ek weet, julle sê julle gaan my holy roller noem in elk geval, so julle kan net so wel net nou begin, dis reg. Dit sal 'n holy roller van jou maak, amen. Wanneer ek weet dat God aan my gedink het toe hy die aarde gemaak het, my liggaam daar gemaak, as hy nie het nie, waar het dit vandaan gekom? Sjoe, amen. Ja, meneer. En hy het die Heilige Gees uitgestuur, gesê, broei oor die aarde, dat dit begin koer, en die eerste ding, het 'n bietjie kalium en 'n bietjie kalsium gemeng in 'n pas lelietjie, het sy kop opgesteek, hy het gesê, dis pragtig, hou net aan koer. Uit die gronde, die voëls kom en die bome het gekom en die diere en so per twee die mens opgekom in die gelykenis van God. Ja, toe die mens gesondig, dit het hierdie seksuele verhouding veroorsaak wat ons nou het. Maar God gebruik steeds sy materiaal en hy sal dit weer oprig in die laaste dag. God kan nie verslaan word nie. Sy doel is volmaak, net so seker as wat jy wedergebore is. Hoekom? As daar die Heilige Gees my gemaak het wat ek is sonder om 'n keuse te hê, hoeveel te meer kan hy my weer opwek deur 'n keuse te maak, deur daardie selfde Gees wat oor my koer. Ek is die Here wat al jou ongeregtigheid vergewe. Ek is die een wat wil kom en binne in jou woon. Ek, Here? Ja, jy, ek roep jou. Ek het jou geroep voor die grondlegging van die aarde. Nou is jy, wil ek binne in jou inkom en jou opwek in die laaste dag en vir jou die ewige lewe gee. Ja, Here, kom maar. En die Heilige Gees kom in en bedroef nie die Heilige Gees nie, waar die hele verseël is tot die dag van die verlossing. Amen. Efesiërs 4:30, waarvoor is jy bang? Die kinders van Abraham gaan iewers heen. God het vir Sara weer verander na 'n jong vrou, vir Abraham weer verander na 'n jong man. Hulle daarna 'n reis onderneem, al die pad afgegaan in die Filistynse land na Gerar. Meet dit op jou kaart, kyk hoe ver dit is, omtrent 300 myl, nogal 'n reis vir 'n ouma en oupa om soontoe te gaan. En toe was die ding, toe hulle daar onder gekom het, was Abimelech, die jong koning, op soek na 'n liefling. Al daardie mooi meisies daar rond, die Filistynse meisies, was pragtig. Toe hy klein ouma Sarah sien aankom, het hy gesê, dis die een waarvoor ek gewag het. Dis hy.
Verlief geraak paar, daar's tussen die lyne, dis wat hy gedoen het. Hy het verlief geraak. En Abraham het gesê, sy was mooi om na te kyk. Ouma, mooi om na te kyk. God het daar verander en weer terug verander, want sy gaan hierdie baba, hy het die belofte gegee, Abraham ook. Ek sal dit bewys, Abraham so goed soos dood. Hy het 45 jaar daarna gelewe voor Sara gesterf het, en toe daarna het hy met 'n ander vrou getrou en het 7 seuns gehad, behalwe die dogters. Amen. Die skrif ontken dit self nie. Dit bly daarby. Dis ons verwarring in ons eie deurmekaar gemoed. God weet wat hy doen. Raak verlief op hom. Ek weet ek tree laf op, maar ek voel goed. Sien, wanneer ek daaraan dink, kan ek nie help om te juig nie. God het vir Sara en Abraham weer verander in 'n jong man en 'n jong vrou. Hy sal dieselfde doen met al die saad van Abraham. Hulle weer jonk maak wanneer hulle uit die stof van die aarde gekom het. Nie ou grysaards en gedaan nie, maar jonk en blakend gesond, sal altyd so wees, vir altyd en vir altyd. Vlekkeloos vir altyd, daar sal weggedoen word met sonde. Daar sal geen slange na die tent van Eden wees nie. Hy sal vir altyd mee weggedoen word. Let op, dit sal weer alles hernie word. God se groot doel, hy kan nie verslaan word nie, want hy is God. Iemand het gesê, wel, as hy so groot is, waarom het hy sonde laat gebeur? Luister nou goed, wie is die grootste, 'n sondaar of 'n verlosser? Wel, 'n verlosser, as hy van sonde kan red. Wat is die grootste, die siekte of 'n geneeser? Wat was eers? Wel, 'n geneeser natuurlik. Waarom het hy dit toegelaat, God? As hy God, die eienskappe van God is 'n verlosser. As daar nooit enige sonde was nie, sy vertoon, kon hy nooit vertoon as 'n verlosser nie. As daar nou, hy is 'n geneeser, dis die geaardheid van God. En as hy nie siekte toegelaat nie, sou hy nooit 'n geneeser gewees het nie. Omdat hy siekte en sonde toegelaat het om te kom, maak hy hom 'n verlosser en 'n geneeser. Maar sy eie doel werk net presies uit soos hy dit beloof het, dit moet wees, vir die kinders van Abraham, die een wat die belofte gehad het. Nou hulle teruggekom binne 'n paar maande uitgevind dat Sara ma sou word en sê die klein Isak voortgebring. Hoe Abraham hom toe die 8ste dag besny het en toe hy gespeen is, het hy 'n groot offerhande gehad, so poort. Nou vinnig by my punt. Let op, toe hy omtrent 12 jaar oud was, 14 moes 'n oulike Joodse seentjie gewees het. Ek kan my voorstel sy klein lang haartjies wat afhang in soort van golwend, soos oor sy gesiggie en sy breinoogies. Hy moes 'n baie pragtige klein seentjie gewees het, net so gehoorsaam aan sy vader en moeder as wat hy kon wees. En sy jong pragtige moeder tel hom op en het hom liefgehad en het met hom gepraat en sy pa kon hom op sy skouers hou en met hom speel en alles. O, dit was 'n groot om hierdie jong seun te hê. En die Here het vir Abraham gesê, ek wil hê jy moet hom neem na 'n sekere berg toe wat ek jou sal wys. En ek wil hê jy moet hom offer as 'n brandoffer, as 'n offerhande. Daar, wat het God gedoen? Hy het vandag vir hierdie land gewys, vir hele mense, dat hy God is en hy sou sy woord hou. Nou, hy het vir Abraham gesê, ek gaan hierdie beloofde kind van jou neem en ek gaan alle nasies deur hom seën. Nou, hoe gaan hy dit doen as hy die seun gaan doodmaak? Abraham, geestelik, dieselfde gees wat jy in jou het as jy die saad van Abraham is. Die geloof wat in Abraham was, is in jou. Hy het gesê, ek verstaan dit nie, God, as ware. In sy hart om dit te sê, ek verstaan nie wat u gaan doen nie, maar ek het hom ontvang as een uit die dood. U is in staat om hom weer op te rig. Amen. Daar sien julle wat gebeur. Nou Abraham die volgende oggend, ons sal nie vir mamma sê waarheen ons nou gaan nie, ons sal haar niks hiervan vertel nie, want jy weet, mamma se hart breek net oor die baba en sy so boei daaroor maak. So Abraham het gesê, ons sal net niks daaroor sê nie, so hy het uitgegaan en die meile gekry en sy byl gekry en 'n bietjie hout gekap. Hoeveel het ooit hout gekap? Ek het 'n ou dubbelkop byl geneem in die oggend, hout gekap vir 'n byt, ou groen paal en goed, jy kry 'n ou sassafras wat knetter wanneer dit gebrand het, jy weet. En hy het 'n sak vol hout gekry en dit op die donker gesit en hy het 2 diensknegte gekry en hulle het 'n 3-dag reis onderneem. Nou voor ek na hierdie bediening geroep is, het ek 'n kraglyn gepatrolleer. Ek moes 30 myl elke dag deur die oerwoud stap en mense in hierdie dag het petrolvoete. Daardie mense was in daardie dag gewoond om te loop.
Nou hy het 3 dag reis ver gegaan, sê dat hy 30 myl elke dag geloop het, sê op net 25 elke dag geloop en hy was te jonk natuurlik, kon hy weer jonk geword, hy kon dit loop. Sê hulle het 25 myl ver gegaan, dit maak hom 75 myl weg van die beskawing in die berge. Toe het hy sy oë opgeslaan in die berge in die verte gesien wat die Here hom gewys het. Toe hy met hom gepraat het in 'n visioen hom gewys het wat om te doen en het gegaan, ek weet nie hoe lank nog, totdat hy by daardie berg gekom het nie. Nou hier is waar ons kry, ons is nou in die 22ste hoofstuk, let op. Hy het vir daardie seuns gesê, daardie diensknegte, You stay here with the mules. The lad and I are going yonder to worship, and we shall... sê, bly julle hier by my, ek en die seun gaan oorkant toe om te aanbid, en ons sal terugkeer. The lad and I are going yonder to worship, and we're going to kill Ek en die seun gaan oorkant toe om te aanbid, ek gaan hom doodmaak daarbo op die berg, so God vir my gesê het, maar ons sal terugkeer. Hoe gaan hy dit doen? Dis nie sy besigheid nie, sy besigheid is om God te gehoorsaam. Die dokter het vir my gesê hy gaan sterf, maar God het gesê hy kan lewe. Hoe gaan ons dit doen? Ek weet nie, dis nie ons besigheid nie, neem net sy woord. The lad and I shall return. Ek en die seun sal terugkry, so hy het die hout gekry, dit op Isak se rug gesit, volmaakte tipe van die Vader en die Seun, Christus en God. Dit op sy rug gelê, reg teen die heuwel op, het hy gegaan, hierdie hout gedra, net soos Christus honderde jare later die houtkruis, die altaar teen die berg opgedra het. En toe hy daarbo gekom het, het hy gegaan, al die klippe gekry, miskien die 12 klippe, wat hy ook al gekry het, 'n altaar gemaak, hy het die hout daarop gesit. En klein Isak het soort van agterdogtig begin raak. Hy het gesê, Vader, en dis die eerste woord wat ons van rekord het van Isak wat in die skrifte praat en sê, Vader. Father, here is the altar, here is the fire. Vader, hier is die altaar, hier is die vuur, hier is die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? Abraham, can you imagine how he felt in his heart? Abraham, kan julle voorstel hoe hy in sy hart gevoel het? Sy enigste seun, die seun van die belofte, met 'n klein knop in sy keel het hy omgedraai en hom in die gesig gekyk. As the old wrinkled face met the young youth, he said, my Soos die ou geplooide gesig die jongeling sin ontmoet het, hy gesê, my seun, God sal 'n lam voorsien vir daardie brandoffer. Het net 'n paar minute om dit te doen. Amen. all you sons and daughters of Abraham. God Wil julle seuns en dogters van Abraham? God sal vir homself 'n lam vir die brandoffer voorsien. Ek kan klein Isak sien soos Christus, wat gehoorsaam was tot die dood. Abraham het sy hand uitgesteek en die touw onder sy gordel uitgehaal, nader gekom en klein Isak sy hande geneem en hulle agter hom vasgemaak. Isak het toe geweet wat aangegaan het, maar hy was gehoorsaam. Hy het nooit 'n bohaai gemaak gesê, nou wag 'n bietjie hier, ek's net 'n kind, ek's te jonk om godsdienstig te wees nie. Julle weet, I've got to have some rock and roll yet. I got to do this. Oh, you ek moet nog 'n bietjie ruk en rol hê, ek moet hierdie doen. O, moet jy? Sy handjies agter hom gesit, sy voete vasgemaak, sy arms vasgemaak, hom op die altaar neergelê. Is jy bang, Abraham? not a bit. Laat nie, ek weet wie ek geglo het en ek is oortuig dat hy in staat is om dit te bewaar wat ek aan hom toe vertrou het tot daardie dag toe. Down here, got Hier onder gevoel sy mes uitgehaal, dit 'n paar keer geslyp om te kyk of dit skerp was, heeltemal vlamskerp. looked up towards heaven, the sky as blue as it could be. Opgekyk na die hemel, die lig so blou as wat dit kon wees, waarskynlik was die aansone aan die ondergang. Little face and brushed the Omtrent 3 in die middag toe Christus gesterf het sy gesig geneem en die hare uit sy gesig gevee, sy hand uitgesteek na hom en gesoen, my seun, lê hom op die altaar, kry die mes in sy hand, vee die hare agtertoe soos hierdie en lig die mes. About the time he started to come down, something said, Abraham! En omtrent die tyd wat hy begin afkom het hy iets gesê, Abraham, die Heilige Gees het sy hand gegryp, Abraham, stop jou hand. O, seuns en dogters van Abraham, ek gee nie om hoe swart dit lyk deur hoeveel gebedsrede julle is nie, wat hierdie was en wat julle voor en teëspoed was nie, neem God op sy woord en tree vorentoe. He's Jehovah Jireh! Hy is Jehovah Jireh, die Here sal vir homself 'n offer voorsien. Can you believe it? Do you believe it's the truth? Kan julle dit glo? Glo julle dis die waarheid? Jesus Christus, God se voorsiende offerande, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, is hy ewigdurende, onophoudelike offer. And God, no more, he's done Nie meer sterf nie, het klaar die dood gesmaak eens en vir altyd en vir die hele menslike ras. Hy's God se lam, 'n voorsiende offerande, Jehovah.
nie sy eie seun gespaar nie, maar sy lewe geneem om opgewek in die gees teruggestuur wat in Christus was. Laat die gesindheid wat in Christus was in julle wees. Moet dan nie sy gawes vir stands, telepathy en fortuin verteller en noem nie. sien? Die gees van Christus, die gees wat in Christus was in julle wees. God het 'n offer voorsien. Kom ons bid.